Goeiemôre. Jy luister na die 38ste oordeenking in die reeks, Die Goeie Lewe. Vanoggend se tema is hanteringsmeganismes. Die skrywers van The Good Life het 'n baie goeie idee van die binnewerking van huwelike, gesinne en families. Ja, selfs hoe mense se gedagtes en emosies werk. Ek bedoel, om soveel mense se ganse lewensverhaal voor jou gedokumenteer te sien. In baie opsigte het die navorsers mense beter geken as wat hulle self geken het. In 'n hoofstuk getiteld Facing the Music, praat hulle oor die skadukant van verhoudings. Want verhoudings is die plek waar ons floreer, maar is ook die plek waar ons siel kan versmoor. In die oorsig van baie mense se lewens is bevind dat mense bepaalde hanteringsmeganismes gebruik om moeilike situasies of konflik te hanteer, of nie te hanteer nie. Vermyding is een van daardie verdedigingsmeganismes wat mense aanwend in die aangesig van konflik of probleme. Navorsers het bevind dat diegene wat moeilike omstandighede vermy in hulle middeljare, selfs 30 jaar later steeds die prys daarvoor betaal. Dit is dus nie 'n goeie strategie om probleme te vermy of uit te stel nie. Briljante mense het deur die jare heen deel uitgemaak van die Harvard-studie. Om die waarheid te sê, werklike rocket scientists. Hulle kon dit regkry om indrukwekkende loopbane te hê, maar op interpersoonlike vlak kon hulle baie keer nie hanteringsmeganismes herken, beheer of laat vaar nie. Maar vermyding is een van die baie hanteringsmeganismes wat ons gebruik. Vir diegene wat saam in die boek volg, julle sal nou sien dat ek afwyk van die boek en gesels vanuit my eie ervaring oor hierdie tema. Hanteringsmeganismes is vaardighede wat ons in die verlede aangeleer het, wat ons in daardie omstandighede gehelp het om daardeur te kom. En dit het goed gewerk. Dit mag selfs wees dat dit ons gehelp het om te oorleef. Maar nou dat ons in nuwe omstandighede is, en beide ons en die ander persone nie meer dieselfde is nie, mag dit wees dat daardie hanteringsmeganismes uit ons verlede, wat ons daar gehelp het, juis nou ons ondergang beteken. Hanteringsmeganismes is in die verlede gevorm en dit was nodig om ons te help om daar te oorleef. Maar dit is daardie meganismes wat juis nou ons ondergang beteken. Kom ek noem 'n paar voorbeelde. 'n Kind wat groot geword het met 'n aggressiewe ouer, leer dikwels om eerder weg te beweeg van die konflik, omdat daar geen redelike uitkoms is om met daardie ouer te onderhandel of hulle eie perspektief op die tafel te plaas nie. Met ander woorde, om te praat of die situasie te probeer beredder, het alles net erger gemaak en die ouer nog meer aggressief gelaat. Vermyding was dus 'n goeie strategie, dalk die enigste strategie. Maar daardie selfde strategie kan later in jou lewe juis jou huwelik verongeluk. Geen konflik word ooit uitgesorteer nie, geen oplossings gevind nie, geen kompromie gemaak of emosies bespreek nie. Dit klink verskriklik as ek die volgende voorbeeld gebruik, maar aangenaamheid, vriendelikheid kan 'n hanteringsmeganisme wees. Jy leer dus in 'n gesin in jou grootwordjare om nooit iemand te bevraagteken nie, nooit te beklei nie, nooit onaangenaam te wees nie. Jy het geleer, solank jy vriendelik is met ander mense en doen wat hulle van jou vra, werk alles mooi uit. Jou diepste begeertes, dit wat vir jou belangrik is, jou werklike emosies, kom nooit op die tafel nie. Jy is altyd net die nice persoon. Dit het vir jou gewerk in jou kinderjare, maar jy betaal 'n baie hoë prys individueel en in verhoudings, as jy nie jou eie identiteit, jou wil, jou emosies, jou drome, op 'n meer prominente manier op die tafel plaas nie. Nog 'n voorbeeld.
Soms leer 'n kind aan om konfrontasie te vermy deur humor te gebruik. Die kind word die nar in die huis. Elke ernstige of bedreigende situasie word deur humor ontlont. Daardie strategie werk goed in die huis en op skool, want iemand met 'n goeie sin vir humor is gewoonlik baie gewild. Maar humor as vermydingstyl laat later in so 'n persoon se lewe hul lewensmaat erg gefrustreerd. Humor lyk onskuldig, want dis aan die verste kant van aggressie, maar maak geen fout nie. Dis verskriklik wreed, want dit laat 'n ander persoon eensaam. Werklike diep emosies word nooit hanteer nie. Die volgende voorbeeld lê op 'n baie dieper vlak. Ontstellende vlak. Wanneer 'n persoon as kind seksueel mishandel word, mag dit gebeur dat hulle dissosieer met hul liggaam. Dit is 'n werkbare hanteringsmeganisme waarin hulle gedagtes verplaas na 'n ander plek. Asof dit wat nou gebeur losstaande is van hulle eie liggaam, sodat hulle nie die verskriklikheid wat nou aan hulle gedoen word, hoef te ervaar nie. Maar jare later, wanneer hulle getroud is en binne 'n veilige ruimte intimiteit kan beleef, mag daardie selfde hanteringsmeganisme inskop, wat tot groot ongelukkigheid in 'n huwelik kan lei. Veral vir die lewensmaat wat nie verstaan waar dit vandaan kom nie, kan geweldige verwerping beleef. Nog 'n hanteringsmeganisme is afleiding. Dis wanneer iemand hulle self verloor in hulle werk, stokperdjie of selfs diensbaarheid. Sodoende hoef hulle nie die moeilike atmosfeer of die gespanne atmosfeer by die huis te hanteer of in die gesig te staar nie. Woede is 'n algemene hanteringsmeganisme. Ek vind dit baie keer in gesprekke dat mense deur woede manipuleer. Ek skree of skel of vloek wanneer iemand my uitdaag of aanspreek of 'n tema wil bespreek wat ek nie oor wil praat nie. Woede word die doringdraad wat ek rondom daardie tema span en niemand sal waag om met my daaroor te praat nie. Mense gebruik dit in hulle gesin, in hulle huwelik, familie en selfs werksomgewing. Hierdie is maar 'n paar hanteringsmeganismes. Aan watter kan jy nog dink wat ons gebruik om konflik te vermy of moeilike gesprekke te hanteer? Moeilike omstandighede. Dink aan dreigemente, ontkenning, minimalisering, rasionalisering, trane, emosionele uitbarstings, leuns. Ons gaan môre verder praat oor hanteringsmeganismes, maar vir nou is dit belangrik om raak te sien. Hierdie oorlewingsstrategieë wat jou vroeër in jou lewe gehelp en selfs gered het, is nou besig om jou en jou verhoudings te vernietig. Erken dit net eers. En dan kan jy iets daaromtrent begin doen. Kom ons bid saam. Ons gebed kom vanoggend uit die groot gebedeboek. Genadige God, ek weet dat U my liefhet, selfs al weet ek nie meer of ek myself liefhet nie. Druk my teen U vas, want frustrasie met my mislukkings laat my van binne leeg. Vergewe my sonde en help my om ander te vergewe. En Here, herinner my aan U belofte dat 'n nuwe dag sal breek, dat na die winter die lente sal aanbreek, deur Jesus Christus, wat in staat is om alle dinge nuut te maak. In Jesus naam. Amen. Adam Clarke het gesê, gebed vra meer insette van die hart as van die tong. Liefde en 'n geseënde dag verder.